Amen. Geliefdes, kan ons opstaan in die huis van die Here? Come on, ons welkom in ons midde. Is goed om hier te wees. We are to honor and glorify God. Hallelujah. Holy Spirit, you touch my soul. You touch my spirit and make me whole. You are the light, the truth, the way. I trust in following you night and day. Oh, you are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. Yeah, you are the only Holy Trinity. I live to you, Lord. You live. Sing it again. You are the Father, and you are the Father. Yeah, you are the Son. You are the Spirit. You're the Holy One. Oh, you are the only Holy Trinity. I live to you, Lord. You live in me. Verse 2. Sing. Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Oh, Holy Spirit, please show me the way when I should carry on or when I should stay. 'Cause you are the Father and you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One, and you are the only Holy Trinity. I live to you, Lord, and you live. You are the Father, you are the Father, and you are the Son, you are the Spirit, you are the Holy One, and you are the only Holy Trinity. I live to you, Lord, and you live to me. Listen to the preach. You lift me up, and you lift me up, and give me strength to live my life right through the end. You lift me up and give me strength to live my life right through to the end. Sing it again. You lift me up, and you give me strength to live my life right through to the end. One more time. You lift me up and give me strength, yeah, to live my life right through to the. You are the Father, you are the Holy Father, you are the Son, yes you are, you're the Holy One, and you are the only Holy Trinity. I live to you, Lord, you live. Come on, say it again. You are the Father, Lord, you are the Son, you are the Spirit, you're the only One, and you are the only Holy Trinity. Hallelujah. I love to you, Lord, you live. Let's sing it one more time. Can you sing it? You are the Father, you're the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. Oh, you are the only Holy Trinity. Yeah, I live to you. Let's sing it one more time. You live to me. You are the Father, you are the Father, you are the Son, you are the Spirit. Oh,
Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam en ons open hierdie diens op die regte manier. Vader, Here, dit is in die naam van Jesus wat ons net uitroep, heilig, heilig, heilig is U naam, Here. U is bo alles verhewe, koning van die eeue, U is die rots van die eeue, die God wat altyd is, wat was en wat sal kom, Here. Ons eer U vanmôre vir wie U is. Here, ons gee hierdie diens totaal en al oor aan U, Here Vader. Ja, die woord wat opkom by my is surrender. We just surrender to You this morning. Ons gee alles, onsself gee ons net weg, Here. En ons sê, kom neem U beheer, Here. U is in beheer van hierdie diensorde. Alles wat gaan doen, Here, wat gaan gebeur, elke item wat gelewer gaan word, elke woord van bemoediging, Here, alles, Here, die kinderkerk, Here, die mediaspan, Here, die worship team. Ons gee alles oor in U, neem leiding, Here. Al ons kommers, al ons smart, gee ons vir Jesus en ons laat dit daar, Here. Daar is geen las wat ons hoef te dra nie, want U het dit reeds gedoen deur die Seun Jesus Christus te stuur. Hy het alreeds die prys vir ons elkeen betaal. Niks meer wat ons hoef te doen nie, Here. Die werk is reeds gedoen en daarom gee ons dit hierdie hele diens oor aan U. Seën ons, Here. Ons wil dieper delf vanmôre in die woord. Seën pastoor Clemens wat die woord gaan bedien. Ek weet hy het gehoor van U, Here, is 'n woord wat hy gaan aflewer vir ons, sal sy lippe gebruik kom, Here. Ons dankie dat U hom bonatuurlik sal gebruik in hierdie diens, Here. Elkeen wat vanmôre hier is, het nie verniet gekom nie, Here. Ons gaan iets ontvang, ons sal nie dieselfde hier uitstap nie. Ons dankie, Here. Elke hou van die vyand, elke skans, elke vloek is verbreek. Vyand, jy is kragteloos in hierdie diens vanmôre. Geen werk sal seëvier nie, want God is in beheer. Ons loof U, ons eer U daarvoor, Vader. Al die lof kom U toe vanmôre in Jesus naam. So wil ons bid vir elke offerande tiendes hier. Here Jesus, kom seën, Here, elke sak, elkeen wat gee vanmôre. Dankie dat U in elkeen van ons se behoeftes sal voorsien. Is my gebed in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Kan ons die Here net prys in hierdie plek vanmôre? For the Holy Ghost, thank you, Lord, for the Holy Ghost. He's my comforter, my helper, on Him I do depend. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. He's my comforter, my helper, on Him I do depend. Thank you, Lord, for the Holy Ghost.
for the Holy Ghost. He's my comforter, my helper, on Him I do depend. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Sing it nog eenmaal. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Yeah, thank you, Lord, for the Holy Ghost. He's my comforter, my helper, on Him I do depend. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. En allemaal wat blij is vir die Heilige Gees, gee hom 'n lofoffer. Hy is in ons midde. Amen. Ek is so bly, as jy dit nie weet nie, hierdie is 'n Pinksterkerk. Ons glo aan die krag van die Heilige Gees. Ons glo aan die doping met die Heilige Gees. Ons glo aan tale praat. Ons glo julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En almal wat dit glo sê amen. Halleluja, ek voel dit sommer nog eenmaal. Holy Ghost, for the Holy Ghost. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. He's my comforter, my helper, on Him I do depend. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. I'm on song. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. For He's my comforter, my helper, on Him I do depend. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Oh, nog eenmaal, thank you, Lord, for the Holy Ghost. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. He's my comforter, my helper, on Him I do depend. Thank you, Lord, for the Holy. Speel het nog een keer op, Corrie. Hey! Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. He's my comforter, my helper, on Him I do depend. Thank you, Lord. Net omdat het lekker is, een laatste maal. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. He's my comforter, my helper, on Him I do depend. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Gees, soete Gees van God. Jy kan nie sit lekker neem voordat dit te lekker raak. Halleluja. I thought number one would surely be me. I thought I would be what I wanted
thought I could build on life's sinking sand, Lord, but I can't even walk without you holding my hand. I can't even walk without you holding my hand. The mountains too high, the valleys too wide, down on my knees I learn to stand, but I can't even walk without you holding my hand. I thought I could do a lot on my own. I thought I could make it all alone. I thought of myself as a mighty big man, but it changed, Lord, 'cause I can't even walk without you holding my hand. Hallelujah. Oh, I can't even walk without you holding my hand. The mountain, valley too wide, down on my knees I learn to stand, but I can't even walk without you. Staan saam met my op, sing het nog 'n laaste keer saam. I can't even walk without you holding my hand. The mountains still, hallelujah, valleys too wide, down on my knees I love to stand, but I can't even walk without you holding my hand. I can't even walk, I can't even walk, I can't even walk without you holding my hand. Hallelujah. You're worthy of it all, Lord. Hallelujah. Just lift up your hands this morning because He is worthy of it all. Amen. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders
Come on, lift up His holy name. He's holy. He's worthy. He's worthy. Holy, holy, holy are you, Lord. And holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sing it again. Say, holy, holy, holy are you, Lord. Yes, you are. And holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Come on, church, let's say holy and holy, holy, holy are you, Lord. Yes, holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, and the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord.
Kom aan, lig hy stemme, familie. Saam met die hemel roep ons dit uit. The elders and angels, the redeemed, holy, 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 holy are you, Lord. Can we sing it again? Holy and holy, holy, holy are you, Lord. Ons prys U, Here. Heilig is U, Here. Holy, holy, Die Shekinah holy heerlikheid van are God is in ons midde. Dankie vir 'n manifestasie the elders and angels, van U krag, U teenwoordigheid, Here. the redeemed. Dankie dat U besig is om mense aan te raak op hierdie oomblikke, Here. Bo-natuurlik raak U mense. Holy are you, Lord. Halleluja. Familie, ek het laasweek vir u gesê, ek is besig, ek het nog so 'n halwe hoofstuk oor om te skryf, dan se klaar met 'n heilige lewe. 'n Halwe hoofstuk, want ek 8 hoofstukke klaar geskryf. Maar terwyl ek besig is met hierdie boek en te skryf, iewers in 'n hoofstuk, toe kom hierdie lied wat ons nou net gesing het op. Dat as ons sê Christus in ons, die hoop van heerlikheid, en ons het die krag van die Heilige Gees oor ons, en die Bybel sê vir ons die volheid van God is in ons en ons sit in hemelse plekke, dis geestelik. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Wil ek dit net sê, het ons baie meer nodig om versigtiger te wees oor wat ons doen op hierdie aarde. Want in die hemel word daar gesê, heilig, heilig. Ons lewe moet dit reflekteer. Ons moet dit wys, God is heilig. Dis hoekom ons nie doen wat ons wil nie. Dis hoekom ons nie sê wat ons wil nie. Dis hoekom ons nie optree soos die wêreld nie en gelykvormig word aan hulle nie. Want jy, soos u hier staan, verteenwoordig jy die hemel. En die hemel is heilig, daarom leef ons heilig. En ons sal dit bly verkondig. Ons sal op dit staan. Ons gaan nie 'n kompromie aangaan met dit nie. Hierdie gemeente sal altyd heilig lewe. En heiligmaking nastrewe in die vlees, want God is ons heiligheid in die binnekant, maar in die vlees moet dit gewys word, gedemonstreer word, want jy is liggaam, siel en gees. En hy is ons geregtigheid in die gees, volmaak, volkome. Die volheid van God is in ons, maar ons moet ons lyf, hierdie vlees, in lyn kry met die heiligheid van God, sodat ons verteenwoordig, sodat ons kan die heiligheid van God wat in die, soos in die hemel, so ook op die aarde, kan demonstreer in 'n stuk in 'n wêreld. Steek jou hande hoog op, sê Here, ek wy myself voor U. Praat so 'n bietjie met hom, kom aan. Sê Here, ek is jammer as ek bietjie misgevat het hierdie week. Want so maklik kan ons weer terugval in die werke van die vlees. So maklik kan ons teruggaan na die ou weë. En Here, U sien elke hand. Ons kom, Here, en ons verootmoedig onsself voor U. Here, nederig lê ons onsself voor U en sê, laat U koninkryk kom, Here, laat U heiligheid kom soos in die hemel. Laat dit gedemonstreer word deur my besluite in my lewe, Here, wat ek doen. Dat dit sal gewys word in die naam van Jesus. Seën ons, Here. Terwyl ons vanmôre die heiligheid van God akkommodeer, o Here, dat ons die heiligheid van God akkommodeer in hierdie plek vandag. As die tempel van die Heilige Gees, soos ons hier staan, staan ons elkeen as die tempel van die Heilige Gees, staan ons as die tempel van die heiligheid van God, is ons draers van die allerheiligste. En dankie nou vir 'n ontploffing in hierdie plek,
van die heerlikheid van die Here. Want waar 2 of 3 my naam vergader, daar is ek, en daar's 'n ontploffing nou. Die Shekinah heerlikheid van hier, daar's 'n vuur wat brand reg in die middel van hierdie gebou. 'n Vuur van God wat brand. En dis 'n verterende vuur, dis 'n heilige vuur. 'n Vuur wat heilig is. Help ons, Here. Help ons om nie die denkpatroon van hierdie wêreld te hê nie. Help ons om nie in die ritme te kom met hierdie wêreld nie, maar Here, om die patroon en die denkpatroon spesifiek van hierdie wêreld te breek, sodat ons in ritme met God se natuur kan kom, en dat ons die patroon van God sal volg, in Jesus naam. Amen. U kan die stipplek inneem. Ek wil hê, as u kan, na aanleiding van laasweek se woord, hoop ek meer mense het hulle Bybels hier vanmôre. Kan ek gou nog een keer sê, nie jou selfoon nie. Jou selfoon is wanneer jy by binnelandse sake sit, en jy wag vir jou beurt. Jou selfoon vat jy wanneer jy wag vir die kinders om uit die skool uit te kom, en jy wag, en jy wag, en jy wag, en die kind vat sy tyd, dan lees jy jou Bybel, jou e-sword op jou foon, maar hier bring jy jou wapen saam. En ek weet ek maak jou lui, want ek sit alles hier op die bord. Maar lees dit in jou eie Bybel, onderstreep dit. Dis jou Bybel, dis jou woord. 2 Korintiërs 1 vers 3. Ons gaan lees tot en met vers 7. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. Die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan, en of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Vader, u weet, Here, dat ek het vir u gesê, as ek kon, sou ek 'n ander woord wou bedien. Maar Here, op gehoorsaamheid van u, het ek duidelik die opdrag gekry om hierdie woord te bedien vanmôre. Hoekom? Weet ek nie, Here. Maar u is soewerein, u ken alles. En dus gee ek my lippe, my gedagtes nou vir u, Here. En staan ek hier met 'n woord, Here, wat ek weet van u afkom, nie van Clemens nie. Want as ek kon, Here, sou ek iets anders te wou bedien het. Maar Here, op grond van u woord, wat u vir my gesê het, reageer ek op dit. En ek dank u dat God se woord nooit ledig sal terugkeer nie. In Jesus naam. Amen en amen. Die seëvierende Christelike lewe, die oorwinnende lewe van 'n kind van God, is nie 'n lewe sonder konflik en uitdagings nie. Maar dis 'n lewe waar konflik voortdurend oorwin word deur die krag van die Heilige Gees. Ons sien dit in ons lewe en ek ervaar dit in my eie lewe. Ons het soveel uitdagings, soveel konflik wat kom in ons lewe, soveel situasies wat voor ons kom staan, waar ons 'n Goliat in die oë kyk
Maar op een of ander manier wat ons baie maal nie weet nie, dan sien ons net maar hier lê die kop van Goliat afgekap. Hoe het dit gekom? Ons weet nie, maar deur die krag van die Heilige Gees is ons deur daardie situasie, is ons deur daardie ding wat ons wou vernietig het. Wat ons wou vernietig het. En familie, verstaan my baie mooi. Soos ek tereg gebid het, ek beloof u, as ek kon sou ek 'n ander woord bedien het. Maar ek weet nie met wie gaan ek praat vandag nie, en wat se kykers gaan ek mee praat nie. Maar ek gaan met iemand praat vandag, ek weet dit. So ek het vir u 'n hele ruk terug gesê, dit was, om presies te wees, opstandingsoggend, Paasnaweek. Toe sê ek vir u, wat is die ergste ding? Vra ek vir u, wat is die ergste ding wat met jou kan gebeur? En dit is wanneer jy sou sterf, met jou. Finansiële krisisse en huwelik uitdagings, kinders wat probleme gee, en so meer, dis 'n filletjie. Maar die dag wanneer jy jou asem uitblaas, dis die ergste ding wat met jou kan gebeur op hierdie aarde. Maar die Here het die dood oorwin. En dis hoekom jy meer is as 'n oorwinnaar. Want die dood is oorwin, en die dood is maar net 'n hekkie waardeur ons stap, die ewige lewe in, saam met Christus Jesus. En dit beteken, my liewe boetie en my sussie, as jy nie bang is vir die dood nie, is jy bang vir niks. As jy jou vrees vir die dood oorwin, is enige ander uitdaging wat jy in die oë kyk 'n filletjie. Maar, gepraat van die dood, kom ons kom by dit uit wat ek graag wil sê. Omdat ek direk na skool by 'n begrafnisondernemer gaan werk het. En ek in die bediening groot geword het en geweldig baie mense gesien het in my lewe wat geliefdes verloor het. Wil ek vandag vir u sê, het ek as kind van God baie male, hoeveel male, omdat ek net 'n mens is, soos u, waar ek ook vir die Here gesê het, hoekom? Hoekom, Here? Die hoekom is nog een ding. Maar dis wanneer ons kyk hoe 'n kind vermoor word, geskiet word deur die gesig. En 'n pa en 'n ma, ek het gehoop hulle sou hier gewees het, maar hulle is nou nie hier nie. Hier gesit het by ons. En hulle tienerseun is doodgeskiet deur die gesig. Terwyl die pa hom moet gaan uitken en dan huil en dan sê hulle het my seun verniel. En dan kan ons die vraag vra, Here, maar hoekom op so 'n manier? Die hoekom is nog een ding, maar die manier. Hoekom kom hierdie jong seun? Kom ons, jou kind wat afgesterf het. Hoeveel kinders sterf? Hoeveel kinders het ek al in my lewe begrawe? As jy vra mense die vraag wat ons moet maar mens. Here kon hierdie kind nie maak 'n vol lewe geleef het. En rustig op sy bed aan die slaap geraak het en sy asem uitgeblaas het terwyl hy slaap met 'n vol lewe nie. Waarom hierdie manier? Waarom die kanker wat eet aan my man en eet aan my vrou? Waarom die lyding? Hoekom? Hoekom op so 'n manier? Egskeiding. My vrou was net 2 weke weg. Ek was byna dood. Ek het haar reg gesê, dit gebeur nie weer nie. En ek het haar sommer ook gesê, jy durf nie voor my dood gaan nie, ek gaan voor jou dood. Eendag, ver hier vandaan, as die Here se wil naby is.
behalwe as hy vertoef om te kom en ons gaan saam gaan. Ag, dit sal lekker wees, Here. Laat die wegraping kom, Here. Maar 'n egskeiding, ek kan net dink en myself indink dat 'n mens sit baie maal en sê, het sy maar eerder gesterf, kon ek daarmee vrede maak. Het hy maar eerder gesterf, wat kon ek vrede maak daarmee, maar nou lê, en daai gedagte hond jou. Nou lê hy of sy in 'n ander man se arms. Dit breek jou. Dit skeer jou. Jou besigheid wat jy verloor het. Jy het soveel sukses gehad. Jou kinders kon leef. Jy kon mooi vir hulle sorg. En ewe skielik verloor jy alles. En sit jy soos 'n Job met niks. En hoekom, en nie waarom, Here, want ek het dan 10de betaal. Ek het gegee waar ek kon, maar ek verstaan nie die seisoen wat ek in is, Here. Ek weet nie, het ek die regte woord gekies vanmôre? Resoneer dit wat ek met vir iemand, praat ek met iemand, resoneer dit in jou gees. Maar ons leer iets by Paulus, wanneer hy skryf aan die Korinte kerk, en hy sê in vers 3, hy is die God van alle vertroosting. Rombo Shekayanda Rabaya. Hy is die God wat by ons staan in elke liewe beproewing. In elke tyd van uitdagings, in elke tyd wanneer die Goliat voor ons staan en ons verstaan nie wat maak hy hier nie. Wanneer moeite en stryd ons stryf en goed maak nie sin nie, sê Paulus, hy is die God van alle vertroosting. En omdat Jesus die Seun van God is, kom hy af en hy is by die tuin van Getsemane. Terwyl hy kniel, drup die sweet soos bloed op die grond. En vra hy, Here, Vader, kan hierdie bitterbeker maar nie by my verbygaan nie. Moet ek werklik hierdie beker drink? Vader, ek verstaan nie, maar ek weet nie of ek kan sien vir hierdie beker nie, maar dan kom Jesus en hy sê die kragtige woorde en hy sê, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil, Vader. En ons almal sit iewers. Jy sê, Clemens, luister, kom ek vertel jou iets. Hoekom is hierdie woord moeilik vir my om te bedien vanmôre? My vrou is terug. Ek is happy. Diebaar, sy's veilig terug. Sy lê weer in my arms. Ek is happy. Maar nou praat ek met u oor 'n bitterbeker. Maar iemand is in hierdie plek wat dit moet hoor vandag. Want nou sit jy. Want hier is die ding, familie, of ons nou daarvan hou of nie. Jy het al iewerste 'n bitterbeker vasgehou. Of jy is op hierdie oomblik besig om 'n bitterbeker te drink. En ek is jammer om vir jou te sê, al lewe jy nou gelukkig en jy is so gelukkig soos wat ek nou gelukkig is, kan daar in die toekoms nog steeds 'n bitterbeker wag vir jou. Jy gaan hierdie woord nodig hê. Oeps. Jy gaan hierdie woord nodig hê. En daar kom tye wat ons sit met die beker en ook sê, Here, is dit regtig nodig? Vir hierdie bitterbeker, want kan nie net hierdie beker verby laat gaan nie. En weet wat is die hartseer? Nee, nie die hartseer nie. Weet wat is die ding wat gebeur? Wat 'n mens wil omkrap. God, die Vader, het nie die beker weggevat nie. En hy het vir Jesus gesê, ek weet wat ek doen. Drink die beker. En ek is hier vandag om vir jou te sê, ek weet nie hoe lyk jou beker nie, maar ek is hier vandag om vir jou te sê, die Here sê, drink jou beker, want jy gaan iets leer, jy gaan groei, jy gaan ontplof, jy gaan daar gaan deure oopgaan wat nie sou oopgaan nie. Maar jy moet die beker drink vir daai deure om oop te gaan.
Hy is die God van alle vertroosting. Nou, omdat ek 'n prentjie mens is, soek ek 'n prentjie, wat 'n prentjie kan ek konnekteer aan troos? Julle weet mos, ek hou van oorlogdokumentêre. Tweede Wêreldoorlog dokumentêre, en toe my vrou weg is, toe kyk ek lekker die Vietnam oorlog dokumentêr. Dis wreed, dit was 'n wrede oorlog daai. Amerika teen Vietnam. En die prentjie wat ek sien, is 'n soldaat wat gewond is, wat geskiet is, wat seer gekry het, wat lê. En 'n ander soldaat kom en hy tel hom op. Hou hom om my nek, sit sy hande om my nek, klim onder hom in en tel hom op en sê, kom ons gaan vorentoe. Ek gaan jou help, ek gaan jou nie los nie, maar jy gaan deur. Jy gaan deur, ons gaan nie nou lê nie. En as jy wil weet hoe troos God jou, dis presies wat hy doen. Hy klim onder jou in en hy sê vir jou, jy gaan nie nou lê nie. Jy gaan deur, jy gaan deur, jy gaan nie nou lê nie. Jy gaan nie nou opgee nie. Hy is die God soos geen ander God. Wat wanneer ons swak is, inklim onder ons. En ons omgord met sy krag. Kom ek draai gou. 'n klein seentjie speel met sy speelgoed. Sy sussie kom in sy kamer in en sy wil saam speel. En die boetie sê vir sussie, nee, los my goed uit. Los my speelgoed uit. Sy begin huil. Mamma hoor dit. Mamma sê vir boetie, Boeta, deel met jou sussie. Boetie sê, mamma, hoe moet ek eendag 'n professionele opgader wees as ek moet deel? Om te deel gaan my vir jare terugsit. Okay, dit was 'n grappie, julle vang dit nie eers nie. En dis wat gebeur in hierdie lewe. Die Christelike geloof is die onselfsugtigste geloof wat daar is. Want verstaan mooi, hier's twee goed wat gebeur. Hier's twee goed wat gebeur. Of God seën jou om 'n seën vir iemand anders te wees. Hoor gou mooi, ek sien dit in my eie lewe. En ek en my vrou leef hierdie beginsel. Wanneer iemand ooit ons seën met finansies, kyk ons altyd waar kan ons ook 'n seën wees. God seën jou om 'n seën te wees. En ek vra nie vir geld en ons gaan nie offergawes opneem nie, so moenie worry nie. God is my bron, nie jy nie, so terloops. Geen mens. God sal vir hierdie bediening sorg. Maar jy moet gehoorsaam wees wanneer hy met jou praat. En dis al wat ek gaan sê. Maar God seën jou om altyd 'n seën te wees. En wanneer dit kom by moeilike tye, wanneer dit kom by uitdagende tye, wanneer ons deur storms gaan, wanneer ons afgemat en plat geslaan word, wanneer ons voel ons is op breekpunt en ons wil byna opgee, dan wil God jou seën met iets wat hy jou wil leer, dat jy weer dit wat jy geleer het met iemand anders te moet gaan deel, wat deurgaan, wat jy deurgegaan het, of selfs tans deurgaan. God wil die lesse wat hy jou leer in die vallei, die lesse wat hy jou wil leer, in die woestyn, wanneer die Goliat daar staan, wil hy, jy moet dit gaan vertel, aan die mense, wat deurgaan, wat jy deurgaan. En ek noem dit,
die Universiteit van Troos. Op die Universiteit van Troos het jy, of is jy besig, of gaan jy sit in die banke van die Universiteit van Troos. En dis daar waar ons aaklige goed deurmaak. Dis daar waar die tekkie die teerslaan en ons verstaan nie. Hoekom is ek in hierdie seisoen nie? Hoekom het ek die beker in my hand? Here, moet ek hom werklik drink? Ja, jy moet hom drink. Want ek wil jou iets leer. Want hy wil hê ons moet weer, wanneer dit ons beurt is, verander wat hierdie vertroosting nodig het, wat ons direk by God ontvang het, gebruik, om hulle mee te vertroos. Die God van alle vertroosting. So, jy gaan in hierdie seisoen, gaan jy iets ervaar van iemand wat onder jou inklim, en jou optel. Want weet jy wat, daar's goed wat ek deur is in hierdie lewe, ek en my vrou, wat ons hier deur is, dan kyk ons vandag terug en sê, hoe op dese aarde het ek daardeur gekom? En hier sit julle, ek kyk nou terug op jou lewenspad en jy sê, maar Here, ek verstaan nie, ek weet nie hoe is ek daardeur nie. Weet jy hoe is jy daardeur? Daar was 'n God wat onder jou ingeklim het. En vir jou gesê het, ek sal jou dra, ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie, ek is met jou. Ek klim onder jou in. Was dit Minshaw wat gesing het, onthou u daai gediggie wat almal op 'n stadium gesing het en gelees het, ek sien 2 rye voetspore, maar in my donkerste tyd sien ek 1 ry voetspore. Here, wat gaan nie aan? Dis dan my donkerste tyd. Ek is nie veronderstel om alleen te loop nie, dan sê die Here wat sê, maar my kind, dis toe ek jou gedra het. O, my Here. Ek weet nie met wie praat ek vandag nie, met wat so kyker praat ek nie, maar ek is hier vandag vir jou. Troos is wanneer God jou optel en met jou loop, wanneer jy nie kan loop nie. En dit voel vir jou, hoor mooi, want jy's 'n mens, dit voel vir jou, jy is alleen. Want Here, hoekom sien ek dan 1 ry voetspore? Luister, jy moet net by my bly. Bly net by my, ons is op pad iewers te heen, maar jy gaan sien, wat gaan God doen in hierdie plek vandag. So, troos is nie iets nie, dis 'n persoon. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Donald Trump staan, en in 'n splitsekonde draai hy sy kop. En die patroon wat hom moes tref, raak sy oor. Maar daai patroon tref 'n pa van 'n kind en 'n man van 'n vrou. En 'n man sterf. En soos Donald Trump seker nou maar is, kom en hy gee hierdie geweldige check, bedrag, vir hierdie familie. Maar 6 nulle in hulle rekening kan nie pa terugbring nie. 6 nulle kan nie 'n vrou wat alleen in haar bed moet inklim, en ek het nou gesien hierdie 2 weke, en jy dink, ag Here, ek het daarom ek het vir al die weduwees hier gesê op 'n stadium, ek het empatie met julle, nie simpatie, maar empatie. My vrou kom daarom terug, maar julle man is weg, vrou is weg. En daai vrou moet terugklim, en ek is doodseker haar kussing was deurweek met trane, al het sy 6 nulle in haar bankrekening. Jy soek nie iets nie, wanneer jy vertroosting nodig het nie. Jy soek iemand. Ek wil nie jou geld hê nie, dit gaan hom nie terugbring nie. Dankie. Maar ek lê nog steeds in die nag en huil my kussing papnat.
Want ek soek nie iets nie, ek soek iemand. Die hartseer van vertroosting is die volgende. Dis nie iets wat opgelos kan word of uitgesorteer kan word nie. Hoe bring jy jou geliefde uit die doodheid weer terug? Dit kan nie opgelos word nie. As jou maatskappy, jou besigheid bankrot is en die baljuut alles kom vat en jy sit met niks. Niks kan uitgesorteer word nie. Maar, hoor mooi, dis iets wat jy moet deurmaak. En in die deurgang, sê die Here, is ek jou troos. Ek gaan dit nie wegvat nie, want die beker is in jou hand en die Here sê, drink die beker. Ek weet wat ek doen. Ek weet waarmee is ek besig. En jy gaan nie om dit gaan nie. Jy gaan nie oor dit gaan nie. Maar jy gaan deur. Maar wanneer jy deur gaan, is ek saam met jou. Tel ek jou op en sê, let's go. Kom, ons gaan vorentoe. Ons beer vorentoe. Ons gaan vorentoe. En dis wat God doen. Dit word nie net in tye van vertroosting het ons daar nie oplossings nie. Daar's nie goed wat weggevat gaan word nie. Maar daar's 'n God wat sê, ek is die God van alle vertroosting en ek gaan saam met jou deur. Wat ek vir jou wil sê is in die naam van die Here, jy sal nie kamp opslaan binne daardie vallei nie. Jy gaan nie kamp opslaan in daardie vallei nie. Jy gaan deur. Jy gaan deur. Jy gaan deur. Troos beteken om te bemoedig, kalmeer, gerus te stel, te ondersteun. Troos bring kalmte in tye van seer. So wat Paulus vir ons eintlik duidelik sê is, wanneer ons deur hierdie goed gaan, word dit nie weggevat nie. Die goed gebeur in ons lewe. Maar jy gaan iemand nodig hê wat by jou kan kom staan, sodat jy geestelik kan staan. Want jy gaan voel, ek kan nie meer, ek wil gaan lê, ek is klaar, ek weet nie meer nie. Maar in daardie tyd sê hy, ons gaan deur, ons stel op. En ek kyk jou in die oë en ek sê, kom ons beer vorentoe. God se universiteit van troos is onvermydelik. Ons kan nie wegkom van dit nie. Ons almal staar moeilike tye. Verdrukking in die gesig. Of jy ryk is, of jy arm is, geleerd is, ongeleerd, in perfekte gesondheid is, of 'n liggaam het wat uitdagings het, oud of jong, dit maak nie saak nie. Iewers te gaan sit ek en u in die banke van die universiteit van troos. Waar ons geleer word om troos te ontvang. En dan, dit wat ons by hom geleer het, die troos wat ons van hom ontvang het, wat ons geleer het, om met ander te gaan deel. Jy sien familie, wanneer jy leer op universiteit vir 'n dokter, is dit om 'n verskil in mense se lewens te maak. Wanneer jy leer vir 'n prokureur op universiteit, is dit om 'n verskil in mense se lewens te maak. Wanneer jy sit in die banke van die universiteit van troos, is dit om 'n verskil in mense se lewe te maak. En Job, is jy nog saam met my, kan ek aangaan? Ons almal ken die storie van Job. Op die einde was Job, en jy moet dit verstaan, was Job se lewe baie ver meer geseënd as sy begin. Hy het dubbel gehaat wat hy verloor het.
Maar vir 40 hoofstukke is die hel los. En Job kom in hierdie tyd, hierdie geweldige tyd van sy lewe. Kom hy in Job 5 vers 7 en hy sê, maar die mens word vermoeide gebore, soos die vonke boontoe vlieg. Dis 'n prentjie van 'n ander aarddier. Want kyk hier familie, as ek vir jou sê die vonke gaan spat, is dit nie 'n mooi gesiggie nie. Dit beteken hier kom moeilikheid, hier kom 'n geveg, hier kom 'n gestoei, hier kom 'n bekleierery. En ons beklei nagte deur met ons omstandighede. Ons worstel met dit, ons stoei met dit. Die vonke spat wanneer die tikkie die teer slaan. En Job sê, ons word gebore vermoeide. Vermoeilikheid. En hy sê, jy kan nie wegkom van dit nie. Jy kan nie wegkom van dit af nie. As jy ooit gedink het, ek is 'n prosperity preacher, jy is in vir 'n magtige openbaring, want ek preek alles teen wat daai mense preek. Maar, okay, kom ek fokus. Ek bid baie en sê ek, Here, ek moet tog nie so net alles wat in my vrou sê dit vir my. Moenie nie alles wat in jou kop inkom net sê nie. En dit is so, ek moet selfbeheersing toepas en dan moet ek eers ondersoek, is dit die Here of is dit ek wat wil praat? Maar Johannes 16 vers 33 kom Jesus self en hy sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. Julle sal verdrukking hê, julle sal moeilikheid hê, die vonke sal spat. Maar hou goeie moed, Clemie, want hierdie wat nou aangaan, het ek klaar oorwin. Kom net deur, kom net deur, kom net deur. Leer jou lesse, skryf jou toets en sorg dat jy deurkom. My ma, wanneer nou 'n slegte goed in my lewe gebeur het as 'n jong seun, dan sê my ma altyd vir my, moet net nie die toets dop nie, want jy gaan hom weer skryf. En hier's party mense, my Here, hulle leer nie. Hy loop elke keer in hy selfde gemors vas. Wat hy het nie geleer en nou wil jy al weet die ou dingetjie met die mooi lyfietjie hê, met die popgesiggie. Wag voor in my mond. Maar jy gaan weet teen 'n muur vasloop. Soek God se wil. Soek die wil van die Here. Laat hy jou lewensmaat vir jou gee wat by jou gaan pas. Ai Here. Hoekom het ek dit gesê? Dit het nie eens hier. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar Jesus kom. Hy tel jou op en hy sê vir jou, kom ons gaan net deur. Moet tog nie nou gaan lê nie. Leer jou les, dis wat ek wou sê. Skryf die toets, moet hom tog nie dop nie. Want jy gaan hom weer skryf, totdat jy die les geleer het. Dan sal jy deurkom aan die ander kant. En terugkyk en sê, ek was gedra deur die Here. En ek het my lesse geleer en ek het die toets deurgekom. Want, hier's die ding familie. Wel ek moet sê, ek voel nogal my gees, hierdie is 'n woord van die Here nou. Ek wou hom nie preek nie, maar ek voel, die Here is besig om met mense te praat. En ek weier om te preek wat ek wil, ek preek wat die Here sê ek moet preek. Soos hierdie nou nie vir jou is nie, moet jy maar net vasbyt. Want ons dink, wanneer ons wedergebore is, en ons het ons hart vir die Here gegee en ons is bekeerd, nie afwyking nie, maar bekeer, onthou jy laasweek? Ons het in volle bekeer, dan dink ons, dis ons kaartjie, dat ons geen moeilikheid verder sal hê nie. Ons dink nou, gaan alles klop disselboom loop.
Waar's my Afrikaanse juffrou nou? Klop disselboom. Nee. Job 1 vers 8. Kyk gou. Job 1 vers 8. En die Here vra vir die Satan: het jy ag gegee op my knegg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom en opreg, God vreesend. En wat aanwyk van die kwaad. En net na dit toe breek die hel los. Hy verloor al sy kinders, al sy vee, al sy plaas, alles. Hy sit so. 'n opregte man, 'n regverdige man. Wat laat jou dink? Jy kan dit vryspring. Maar die verskil tussen die wêreld en ons. Ek weet nie hoe bemoedig die wêreld mekaar nie. Want die beste wat jy kan doen is, ek dink aan jou. Jy kan nie sê ek bid vir jou nie. Hoor gou hier. Wanneer ek vir jou sê ek bid vir jou, dit klink so, ja, right. Ja, jy moet net iets sê, nou sê ek bid vir jou. Luister, dit is die mees kragtigste ding, want weet wat gebeur? Van die God van alle vertroosting, sê, daar's gebeure wat vir jou opgaan. Ek gaan jou dra, ek gaan jou help. Jy het iets nodig, nee, jy het iemand nodig. Ek weet nie wat doen die wêreld nie, ek weet nie wat doen die godlonaar nie, ek weet nie wat doen die ateïs nie. Hulle moet staat maak op hulle eie vlees. Here, help tog. Hoe doen jy dit? Hoe doen jy dit? Maar dis wanneer ons Uribe en Rubushena deur storms gaan in hierdie lewe, dat ons het iemand. Ons het nie iets nie, maar ons het iemand. En kom ek sê vir jou, as ek na julle gesigte kyk, vandag, ken ek nie alles agter jou gesigsuitdrukking nie. En van ons kan die mooiste glimlag opsit. En ons is begaafde akteurs. Ons het ongelooflike akteur vermoëns. Want agter die glimlag is die hel los. Is daar seer wat nie beskryf kan word nie. Is daar vrae wat nie beantwoord is nie. Ek ken nie jou geskiedenis nie. Ek weet nie waardeur is jy in hierdie lewe nie. Ek weet nie hoeveel kussings het jy al pap nat gehuil nie. Maar wat ek wel weet is, die groot meerderheid van u gaan dalk deur moeilike tye. En ek wil jou vandag verwelkom by die Universiteit van Troos. Welkom op die banke by die Universiteit van Troos. Jy is op die regte plek. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, en 'n krisis op hierdie oomblikke, jy is op die regte plek vandag. God praat met jou. God praat met jou en met jou en jou. Ek is jare in die kerk. Ek is jare op die pad tussen my droogmaak deur en foute en alles. Groot geword onder die banke van die kerk. Gelê onder die banke, gekyk hoe dans die tannies op hulle sykouse voor die Here. My ma dans eendag glad haar hoed van haar kop af en sy dans sommer bo op die ding en daai dag toe sê die Here vir haar, jy sommer klaar nou met hierdie hoed. Rarig, dis wat gebeur het. Toe sy so kyk, toe dran sy daai hoed in sy flarde in. Dis net die blommetjies en die goedjies en die dinge plat weg.
maar nog nooit het ek in my lewe iemand hoor preek oor hierdie geweldige karaktereienskap van God, dat hy is die God van alle troos. Paulus gee vir ons, kom ek haas myself, en ons is daarom amper daar. En Paulus kom, en hy gee ons die bron van ons troos, en dit begin alles by God die Vader. Die heel eerste ding wat jy vandag moet gryp, en die heel eerste ding wat jy vandag moet gryp is dit. Dink daaraan, want ons hoor dit en ons, maar dink gou daaraan. God in die hemel is self die trooster vir jou. Wat beter troos wil jy hê in hierdie lewe as die een wat die hele wêreld in sy hand het? Buiten hom is al geen werklike troos nie. Nou verstaan my mooi familie, wanneer ek vertroosting nodig het, is ek doodseker daarvan. My vrou sal haar uiterste bes doen om my te troos. Ek hoop so. Ek is seker wanneer ek troos nodig het, sal my 3 kinders, Luan, Evan en Anay, hulle uiterste bes doen om vertroosting vir hulle pa te kan gee. Ek is doodseker daarvan wanneer ek vir u vra om my te ondersteun. Wanneer ek in 'n moeilike tyd is, dan is ek doodseker julle sal ook daar wees vir my. En dan wanneer ons kyk na die professionele praktyk, dan sit ons met sielkundiges en ons sit met beraders en ons sit met pastorale hulp. Maar wat ons moet verstaan is, my vrou, my kinders, u, elke berader, elke sielkundige met respek gesê, is net vlees en bloed en is beperk op die manier hoe hulle kan troos. Ons kan net doen soveel. Hierdie ma, Tannie Wilna, sê, toe my vrou nou weg is, kom sy by my, en na diens, toe sy sê, Clemens, ek kry jou so jammer. Want dis wat troos begin, ek kry jou jammer. Toe sy, kan ek nie vir jou my wasgoed was nie? En ek sien haar hart, want wat het sy daardeur gedoen? Sy het gesê, ek het nie vir jou iets nie, maar ek kan hier wees vir jou. Ek het nie iets nie, maar ek is hier as 'n mens, en ek wil onder jou inklim, ek wil jou help. Maar die feit van die saak is, familie, moenie op die arm van vlees en bloed vertrou nie. Hulle is maar net mens, hulle is valbaar. Maar die een wat by ons staan, sê Paulus, o, die een wat sy arms om ons gooi, is 'n ongelooflike, almagtige God. Halleluja. Dis die alwetende God wat alles ken. Hy ken jou by jou naam. Hy weet wie jy is. Hy weet waartoe jy gaan. Dink jy nou vir 'n oomblik die Here weet nie waartoe jy gaan nie. Hy's alwetend, hy ken alles. Hy weet waartoe jy gaan. Hy ken jou alwetend. Hy is die alomteenwoordige God. Wat beteken hy is oral die heeltyd en bewus van alles wat oral gebeur tot in jou eie lewe. Hy is onfeilbaar. Alles wat hy doen en besluit is perfek, reg, goed en die beste vir jou. Al dink jy nie so nie. Hy ken jou by jou naam. Elke haar op jou hoof is getel. En baie van u kan die Here vinniger onthou as die ander, want jy het nie meer hare nie. So die Here dink eers aan jou. By my moet hy nog 'n bietjie tel, voor hy by my kom. Somme tong in die kies. Die beste troos wat jy kan ontvang in hierdie lewe,
kan ek dit sê, in die professionele praktyk, dis wonderlik, sielkundiges doen goeie werk, beraders en pastorale hulp, hulle almal is daar, en mense is daar, en hulle almal kan ons beste doen, maar hulle gaan net hulle bes doen, maar wat jy nodig het, is 'n almagtige, alwetende, alomteenwoordige, onfeilbare God, vol van genade, vol van barmhartigheid en lankmoedigheid. Die mooiste karaktereienskap wat die Here my kom wys uit in hierdie tyd wat ek so met die Here besig is en voorberei en skryf, is hierdie woordjie lankmoedigheid. Ek het al vir u gesê. Hoekom is dit belangrik om hierdie eienskap van God te identifiseer wanneer jy troos nodig het? Want die woordjie lankmoedigheid beteken om te verdra en te vergewe. Want hoekom het ons dit nodig wanneer ons deur die moeilike tyd gaan? Kan ek jou sê? Want terwyl hy jou dra, is jy die een in sy arms wat sê, dis die Here se skuld. Dis hy wat dit toelaat. Hoekom het hy dit toegelaat? En wat doen Jesus? Hy dra nog steeds. Verdra en vergewe. Dis oké. My skouers is groot, ek hou die hele wêreld in my hande. Dis oké, sê dit maar ek weet, dit is net 'n seisoen wat ongemaklik is vir jou. Ek dra jou nog steeds, want ek het vir jou gesterf. Ek het jou lief. Gee maar my die skuld as jy nou my die skuld wil gee. Maar ek sal jou bly dra. Menslike vertroosting kan nie vertroosting bring nie. Maar dis wanneer die almagtige, alwetende, alomteenwoordige, onfeilbare God kom en saggies in jou ore fluister. En hy sê vir jou, alles gaan oké wees. Kom net deur. Wag bietjie, ek het iets vergeet, ek moet teruggaan. Hier's nog iets wat ek vir jou moet sê. Want ons praat oor die lankmoedigheid van God. Lankmoedigheid van God. Maar hier's nog iets. Ons almal ken mos. Ons haal so vinnig hierdie skrif aan. Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat se gedagtes ek kan gaan dat julle koester, sê die Here. Gedagtes van vrede, nie onheil nie, voorspoed, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En halleluja. Maar wanneer jy in die middel van jou stryd is, dan wonder jy, wat gaan aan? Maar hier is die ding wat my opgewonde maak. Want hy begin by, ek weet wat sy gedagtes, ek kan gaan die hele koester. Wat beteken koester? Koester beteken om iets lewendig te hou aan die binnekant. Met ander woorde, terwyl hy jou dra of onder jou is vir ondersteuning en saam met jou loop, hy sê vir jou, hey, hy sê saggies in jou ore, hierdie lewendige, almagtige, wonderlike God sê vir jou, hey, kom net hier deur, want ek sien wat is in die einde. Hier's iets hier binnekant wat ek koester. Job, hoor mooi, kom hier deur, want die einde sal meer geseënd wees as die begin, maar bly, ek sien die einde, Job, ek sien die einde, maar kom ons gaan uit, tree vir tree, beer vorentoe, ek is saam met jou, ek weet wat sy gedagtes, ek kan gaan jou koester, maar jy kan dit nie sien nie, want as jy hel is los, dit alles val uit mekaar uit, alles skeur uit mekaar uit, jy hel jou kussingpap nat, maar die Here sê, die beker gaan jy drink, want jy gaan iets leer, ek gaan nie die beker wegvat nie, maar gaan deur, want ek het iets in my gedagtes wat ek koester, wat ek bære in my hart, jou einde sal meer geseënd wees, as jou begin, kom net hier deur, en moet nie die toets stop nie. Ride out your storm. God is there with you. You may not feel Him, but you're not alone. You're hurting now, but morning is coming. Hold on to Jesus and ride out your storm. En dis wanneer ek en u vertroosting nodig het, kan ons op ons knieë val en onmiddellik kom ons in aanraking met die hemel.
dan kan ons op hom leun en op hom steun en hy kom en ondersteun ons vir vertroosting, krag en hulp om aan te gaan, om die volgende tree te gee. En hy sê, gee net nog 'n tree, gaan net voor hom toe, hou net aan, druk net deure en binne 'n paar minute, in sekondes, reg in die middel van jou moeilikheid en jou stryde, kan jy sing, because he lives, I can face tomorrow, because he lives, all fear is gone, because I know, yes I know, he holds the future and life is worth the living just because he lives. En onderstreep, wanneer Paulus sê, hy is die God van alle vertroosting. Onderstreep alle. Want ek gee nie om wat jou situasie is nie, of dit siekte is, of dit kanker is, of dit finansiële uitdagings is, of dit verhoudings is, ek gee nie om wat dit is nie, God is die God van alle vertroosting. Kom ons jaag om klaar te kry. Ek lees iets geweldig. Dit was vir my so mooi. Psalm 87 vers 7, en die wat sing, sowel as die wat vrolik is, sê, al my fonteine is in jou. Die Here sê, al my fonteine is in jou. Die volheid van God is in ons. Die volheid van God bestaan uit Vader, Seun en Heilige Gees. Glo u aan die drie eenheid? Ek glo aan God die Vader, ek glo aan Jesus die Seun, ek glo aan die Heilige Gees, ek glo hulle is een, maar ook drie. Dis eenvoudig. Verstaan mooi familie, al die fonteine is betrokke in die bediening van vertroosting. Bly by my, 2 Korintiërs 1 vers 3, ons skrifgedeelte van die dag, sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Die Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming en die God van alle vertroosting. Wie gee vertroosting? God die Vader. Van ons Here Jesus, God die Vader gee vertroosting. Die tweede fontein, 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, het ons by die Vader Jesus Christus die regverdige. Die Griekse woord vir voorspraak is die woordjie parakleet. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Dis dieselfde woord wat gebruik word vir advokaat, beraader, helper en trooster. Maar kom ek sê vir jou iets. Wanneer die tek uit die teer slaan en die moeilikheid tref jou en die vonke spat, is voorspraak 'n baie goeie woord wat jy gaan nodig hê. Waar Jesus sê, ek is jou voorspraak, want wie weet, ek het al gesit by die Here by sy voete, dan het die hel so losgebreek in my lewe, dat ek nie kan praat nie, en al hoe ek met hom kan praat, is 'n traan wat oor my wange rol. Ek het die woorde. Wat sê ek in hierdie situasie? Wat sê ek in hierdie omstandighede? Here, ek het die woorde nie. Maar dis dan wanneer Jesus opstaan. En sê, Vader, stuur u Gees en lig vir Clemens op. Lig hom op. En hy bid namens jou. Ons het 'n voorspraak in die hemel. Jesus, wat vir ons intree by die Vader. Ramosira da andere bosie. En die derde persoon. Die derde persoon, Johannes 14 vers 16 tot 17 sê, en ek sal die Vader bid. Wacht, kom ons lees eers klaar.
En hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Volgende vers, die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Gaan terug na die vorige vers toe. En ek is Jesus. Sal die Vader bid. Luister, as jy nie glo in die drie eenheid nie, dan moet jy my hierdie skrif asseblief kom verduidelik. Want Jesus praat nie met homself nie. Hy sê, ek sal die Vader bid, wat in die hemel is. En hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te kom bly. Die Heilige Gees vir julle stuur. Jesus, ek sal die Vader bid. Hoekom bid hy die Vader? Want dit is sy Gees. Om julle 'n ander trooster te gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. God, Jesus bid. Hy is ons voorspraak. En in die hemel praat hy met God en sê, doen 'n voorspraak vir Clemens en sê, stuur gou u Gees, want Clemens het jou nodig. Stuur gou die Heilige Gees, en dan kom hy onder my in en hy tel my op. Al my fonteine is in jou. God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees is daar om jou te troos. Kom ons maak klaar. Moet nog nie opkom in die orkes. Want hier kan lekker raak. Kan ons nog aangaan. So 2 Korintiërs 1 vers 2. Ons het vers 3 gelees. En ons geleesde gedeelte, maar kyk gou wat sê vers 2. Dis kragtig, want jy moet weet met wie jy te doen nie. Genade vir julle in vrede van God onse onderstreep onse Vader. Genade vir julle in vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Die een wat vertroosting gee is Papa God. Nou kom ek dit net gou vinnig sê, want baie van ons mense en ons kykers het 'n verkeerde verwysingsraamwerk wanneer ons praat van 'n pa. Want jou pa het jou verkrag, jou pa het jou gevloek, jou pa het jou geskel. Jy was niks in jou pa se oë, hy het jou verwerp. Tot en met vandag toe nog. En nou vra jy, sê Clemens, hoe wil jy hê, moet 'n pa en God in die hemel sien as 'n pa, as ek nie weet hoe dit is nie. Want in my opinie is 'n pa 'n verkeerde persoon in hierdie lewe. Is 'n pa 'n vrede mens. Moenie vir my sê God is my pa nie, want dan hou ek nou op om hom te dien. Want 'n pa is een wat molesteer, is een wat verkrag, is een wat skel en vloek. Wat my slaan met 'n sambok, dat die bloed loop. Vernam wanneer hy gesuip is. Ek moes dit net sê. Maar kan ek jou gou iets sê? Bly by my, as dit jy is, bly gou by my. Want Matteus 6 vers 32, kom ek kleer dit net mooi in, maar gaan nou terugkom na hierdie onderwerp toe, want hier's baie mense wat so voel. Miskien dalk nie hier nie, maar verseker aanlyn. En wat sê Jesus in Matteus 6 vers 32? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. David kom in Psalm 103 vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Jesus kom weer in Matteus 7 vers 11 en sê, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid.
Ons sit nou met hierdie probleem, want daar's 'n mispersepsie by baie mense van 'n goeie Vader. So kom ek sê dit net gou vinnig, en dan gaan ek vir jou verduidelik hoekom ek so sê. Die een wat jou vertroos, is 'n liefdevolle, begripvolle, sterk, hemelse Vader. Kom ek vertel vir jou iets omtrent hierdie Vader, wat jy nie weet nie. Dis hierdie Vader. Johannes 14 vers 9, sê Jesus vir Filippus, hy wie my gesien het, het die Vader gesien. Dieselfde persoonlikheid wat ek het my pa, die appel val nie ver van die boom af nie. Ek kyk na my en ek begin al hoe meer soos Becky Mans lyk. Ek kyk myself, wanneer ek bedien en sê ek, Here help, ek klink soos Becky Mans. As jy my gesien het, het die Vader gesien, die karaktereienskappe wat ek het. En luister my vriend, my boetie, my sussie, oom, tannie, luister mooi. Hoe is Jesus? Kom ek sê vir jou, hoe's Jesus? Hy's sagmoedig, hy's nederig, hy's liefdevol, vol deernis, vol genade, vol barmhartigheid. Hy het gesterf in jou plek. Ek kan hom nie doen nie, want as dit my Vader is, as die Vader, my Vader is wreed, en ek kan hom nie doen nie. Maar wat jy nie weet nie, is jou pa het jou verniel, maar Vader in die hemel het sy seun gestuur om aan jou plek te sterf. Jy wat sê, ek kan hom nie sien as 'n Vader nie, hy het vir jou gesterf, sodat jy die ewige lewe kan hê, in jou plek. So kom ons, nog 'n voorbeeld, as ons klaar maak. Jy wil nie weet hoe lyk jou gesig nie. Lyk oor. Paul, is jy okay met toe? Luister, 'n kind gaan nie sommer na enige iemand toe nie. 'n Kind hardloop nie na 'n mislike, ongeskikte brombeer van 'n oom toe nie. Wat gebeur? En die disippels keer die kinders. Nee. En die kinders in my eie vertaling, ons wil na oom Jesus toe. Oom Jesus. Ons wil nou, los my oom, ek wil na oom Jesus toe gaan. Die disippels sê, nee, julle plan, nee. Hey, ek gaan vir voeter, nee, gaan terug. En wat sê Jesus? Manne, los hulle. Laat hulle na my toe kom, met hulle die deure oopmaak, by wyse van spreke. Toe hardop hulle in sy arms in, en hy omhels hulle. 'n Kind gaan nie na 'n brombeer toe nie. 'n Kind gaan nie na 'n mislike oom toe nie. Hy gaan na 'n man wat liefdevol is, wat liefde uitstraal. En as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Kind van God. God is nie wreed nie. Die hele verlossingsplan het begin by God die Vader, want so lief het hy die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, Jesus, om te kom sterf in jou plek. Dis waar alles begin het, omdat hy jou lief het. OK, so, daar's 'n bediening en leiding. Dit help ons probeer hierdie bediening ignoreer nie. As God die hele tyd mense aanhoudend gaan genees, gaan niemand doodgaan nie. En almal wil hemel toe, maar niemand wil dood nie. Glo jy Clemens aan goddelike genesing? O ja! Doen die Here dit elke liewe keer? Nee.
Want daar kom tye wat die Here sê, ek soek hom of haar nou by my. Jou lyding en moeilikheid kwalifiseer jou en stel jou in staat om ander te help wat deurgaan wat jy verduur het. Skryf neer wat ek nou gaan sê. Ek wou dit op die bord sit. Maar skryf dit neer wat ek nou sê. God doesn't comfort us to make us comfortable, but to make us comforters. God doesn't comfort us to make us comfortable, but to make us comforters. So kom ons sluit af met die volgende. Ek het dit net nou genoem, maar ek moet dit net gou weer vir jou sê. Daar's 'n groot verskil tussen simpatie en empatie. Simpatie sê, ek sien waardeur jy gaan. Ek het nog nie ervaar wat jy deur is nie. Ek kan my net indink hoe jy moet voel. Ek is jammer oor wat met jou gebeur het, maar hoe kan ek jou help? Empatie sê, ek sien waardeur jy gaan. En ek was ook daar. En omdat ek weet waardeur jy gaan, en hoe erg dit werklik is, wil ek langs jou inkom, soos God die Vader met my gedoen het, en die troos wat hy vir my gegee het, in daardie tyd wil ek onder jou inklim, en jou neem om jou lyf, hand, en jou ondersteun in hierdie tyd, en soos ek deur dit gekom het, wil ek daar wees vir jou, om jou te help in die tyd, wat jy in is, waar ek was. Die Universiteit van Troos. Op die Universiteit van Troos, kry jy jou meestersgraad in empatie. En dis wat Paulus vir ons sê. So ek sluit af, die orkes kan opkom. Ons verantwoordelikheid as Christen is om by mekaar te staan wanneer ons seer gekry het. Om die wat geval het te lig. Die wat swak is te versterk. Om te bid vir diegene wat nie vir hulle self kan bid nie, om saam met die te treur wat deur 'n vallei stap. Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Klim onder mekaar in. Dra mekaar. Troos is een van die belangrikste bedieninge wat ons het as Christene. Maar dit kos 'n prys dat ons soms selfs in die banke op Universiteit van Troos moet sit. Sodat ons dieselfde troos wat ons daar ontvang het, kan gee vir die wat gaan deur dit wat ons gegaan het, en hulle op so 'n manier te vertroos. Amen. Amen. Ek wil iets doen. Ek wil jou vra. Raf, ek wonder, wat sal ons nou sing? Kan jy sing Ride Out Your Storm? Julle almal ken hom ons. Ek weet nie wat se key is hy nie. Maar sing jy hom, want ek is nou moeg gepreek. Luister gou. Voor hulle dit sing. As jy in 'n moeilike seisoen is, en dis nie 'n skande nie, want ons almal gaan deur 'n moeilike seisoen, een of ander tyd in ons lewe, en gereeld ook sommer. Maar as jy op hierdie oomblik in 'n moeilike seisoen is, kom staan gou hier voor. Vinnig. Moenie vir my sê ek het vir niemand gepreek nie. Kom staan hier voor.
Sing vir ons ref, sing so lank terwyl hulle uitkom. Write out your story. God is there with you, and you may not feel it, but you're not alone, and you're hurting now. But your morning is coming. Just hold on to Jesus and write out your story. Write out your story. God is there with you, and you may not feel it, but you're not alone. You're hurting now. Morning is coming.